Goeiemôre aan die gemeente van die Kerkhout se kant af vir ons weer 'n keer vir baie dankie sê dat al lyk jy weer 'n bietjie bedroef daar buitekant, die moeite gedoen het om hier te kan wees en wil wees. Ons is dankbaar daarvoor. Ons praat nou net vanoggend ook oor klein gemeentes. So as daar 1 of 2 gesinne weg is, dan lyk dit soms sulke kolle wat leeg is, maar nie tenstaan dit nie. Is dit vir ons wonderlik om julle te hê. Wat ek vandag gaan doen is, ek sal graag net eers die afkondigings wil doen, en dan sal ek weer 'n keer ons predikant wat vir ons die diens gaan waarneem. Leonor is nog met verlof, tot en met donderdag. En ek weer 'n paar afkondigings met julle, en ek gaan nog 1 of 2 minuutjie stil staan, en net oor wil praat, dat ons julle ook dan daarvan bewus is. Dis maar die gewone ding. Dan ek dink die grootste een wat ek graag net bietjie wil stil staan op, is dat ons het 'n groot gees, Robbie Roberts, verloor hierdie week. Ons het hom verloor, maar ek dink die Here in die hemele juig, want 'n man met daai talent en werk van Here wat hy het, wat hy in hierdie kerk gedoen het, kan nie in woorde omskryf word nie. Ek was toevallig baie naby aan hom vir 25 jaar, 30 jaar, selfs die meeste van dit op die finansiële komitee. Vir my is daar iemand weg, en ek gaan dalk nog iemand van julle begin pinpoint om te sê, kom wees deel van dit, want anders gaan ek ook net so wegkwyn hierso. Maar nie tenstaan dit nie, ek dink Robbie se diens, se troostdiens, hy het gevra hy wil veras word, gaan Dinsdag plaas van 10:00. Vir hierdie, ek dink nie mense weet wat hy beteken vir die gemeente nie, maar ons het daaroor gepraat, as enige mens kan vervang word, maar sy bydra tot hierdie gemeente gaan baie hard gevoel word. Maar nie tenstaan dit nie, met hartseer het ons vir Robbie verloor, teen die stryd van leukemia. Ek wil nou nie te veel oor praat nie, maar mense praat altyd van, die dokter sê vir jou, wanneer jy so siek is, jy het 'n keuse. Met behandeling kan ons jou 12 maande gee, sonder behandeling. Kom maar Pieter. Met behandeling kan ons jou 12 maande gee, sonder behandeling, miskien 6 maande of dit. En Robbie het met behandeling minder as die 6 maande deurgegaan. So mense vra altyd die ding af. Nie wonder nie, want die Here se hand is nog steeds in beheer, is nog steeds oor ons. Pieter, ek het nou klaar begin, maar van ons as Kerkraad wil ons vanoggend vir jou sê, baie dankie dat jy hier is. Baie sterkte ook vir jou, vir die tyd en vir Dinsdag, maar ook die pad vorentoe. Jy is deel van ons gemeente, en jy ken my hoe ek gewoonlik sê, ek sal kom doen na die kerk en blyk jou huis, maar dis in my mond 'n grappie net. Maar Pieter, baie dankie en baie sterkte vir julle. Ons bid regtig vir julle en vir jou broers en susters, en baie sterkte toe en die seën van die Here ook oor julle. Okay, gelukwensing, vandag daar Edrich, ek kan niks daaroor praat nie. Gerda, is dit nou familie van jou, Paula? Nou moet jy so vinnig weghardloop, ek wil geluk vir jou. Okay, maar goed, nie te staan nie, dis Gerda en dan Sarina, daai sin, wat ook vir Nee, dit is nie enig. Nee, dit is nie enig. Goed, kollekte is dieselfde barmhartigheid in ons in die voorportaal, drink saam tee, sadkassasie sluit af, die ander goed is Bybelstudie, as dis geen Bybelstudie die week nie, want Deon is weer terug met verlof, van sy verlof af, Vrydag. Maar hy sal wel die ding bywoon. Dan baie belangrik is die hamburger verkope. Ek dink dit is nou al redelik amper uitverkoop. Maar daar is dalk nog 'n korsie of 2 wat gedoen kan word. Kom ons ondersteun die diakens, want hulle doen regtig goeie werk, en hoekom ek spesifiek nog gepraat het vandag oor, is dat dit gaan al meer belangriker word, want dat hierdie tipe van goede gedoen moet word om hierdie gemeente, 'n klein gemeente, te kan bystaan en hulle wat in nood is. Belangrik ook, dit is ook is die kamp van die jaar wat ons wil gaan wegkamp.
Die groot probleem is dat die plekke lyk vir my raak nou vinnig uitverkoop. Ek verstaan van mense wat probeer het plek kry en daai naweek was al reeds vol geboek. Maar ons het 'n ander kanaal wat ons nog deur Hanu en Joyce wat ons nog dalk moontlike plekke 2 kan kry, maar nie tensande dit nie. Die wat wil kom daar so lei is, daar's allerhande plekke om te bly, jy hoef nie in 'n tent te gaan bly nie. Vir karavaan nie, maar nie tensande dit net sal lekker wees vir die wat hier kan wees, daar kan wees. En dan is dit vir my weer eens vanoggend 'n voorreg om Dominee Andries, ek weet nie, die woord emeritus predikant klink altyd so vir my, want jy kan nooit ophou werk nie. Maar Dominee, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons weer eens is. Ek sien uit en ek seker ons sien uit na die woord wat jy vir ons gaan bring. Die Here seën vir jou nog steeds, waar jy is. En as jy hier is, dan deel jy 'n bietjie van daai vreugde van jou wat jy oor die jare ervaar het met ons, en ons is hier om te luister en mag die Here jou seën vir jou en jou familie ook in die jaar wat vir jou voor lê. Baie dankie dat jy hier is. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Altyd vir my 'n voorreg om hier by Edenvale te kan wees, en ons bede is dat die Here u op hierdie rusdag ook ryklik sal seën. Die mikrofoon is aan, Makke. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God onse Vader en Jesus Christus onse Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van lied 184, ons sing daar verse 1 en 2. Lofsing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lofsing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lofsing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof ons aan, groot is sy heilige naam. Loof om die Heer van die Here. Lofsing die Heer, wat in sy liggaam berei. Hy is die sterke wat altyd nog by u gebly het. Wat in gevaar, hoe groot uw dreigen uw swaar, oor die sy vleugels versprei het. Ons gaan nou saam belydenis van ons geloof doen volgens die apostoliese geloofsbelydenis, en direk daarna sing ons van lied 177, Jesus groot bo almal. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes
en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here hou nou sy wet aan ons voor, volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here nou met die sing van lied 235, ons sing daar verse 1 en 2. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig.
Kom ons verenig saam in gebed. Ons groote almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n voorreg om weer vandag in hierdie erediens saam te kan wees, om hier in 'n tweegesprek met U te kan verkeer, om U woord te kan hoor, die prediking van U woord, ja, om met U terug te praat deur ons sang, ons gebed. Vader, wat 'n voorreg om so met U, die heilige almagtige God, te kan verkeer. En ons dank U vir ons Here Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik gemaak het, dat ons direkte toegang tot U kan kry, toe die voorhangsel ook middeldeur geskeur het, waar toe Jesus aan die kruis gesterf het. Vader, ons dank U dat ons na U toe kan kom en barmhartigheid en genade by U kan ontvang elke dag van ons lewe. Ons het dit so nodig, Here. As ons maar net kyk in hierdie wêreld waar ons leef, dan besef ons hoe deurmekaar dinge kan wees. Vader, ons sien die storms van die eindtyd raak. En ons besef dat die eindtyd ook naby is met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ja, ons hoor ook die waarskuwings wat U vir ons in die woord gee, die tekens wat U vir ons gee om raak te sien, dat ons besef, hierdie wêreld is ook besig om na sy einde toe te snel. Ons sien dit in die oorloë wat ons beleef in die wêreld, gerugte van oorloë. Ons sien dit in aardbewings, hongersnode. Ja, Here, storms wat ons ook as Christene tuister. Dankie, Here, dat ons in hierdie storms, ook dit wat in ons eie persoonlike lewe voorkom, kan beleef hoe U daar is vir ons, hoe U magtig is om ons ook deur die storms van die lewe te dra. As ons maar net dink aan die groot hartseer wat hierdie gemeente ook beleef met die afsterwe van ouderling Robbie Robertse. Ja, Here, dan kan ons ook na U toe kom vanoggend vertroos. Ons wil vra dat U sy kinders en familie ryklik sal vertroos in hierdie tyd van hartseer. Maar ook vir Edenwil gemeente wat soveel jare saam met hom ook gekom het in die gemeente. Dankie, Here, as ons na sy lewe ook terugkyk vir die mooi herinneringe wat ons vandag van hom het, en ons sê ook vir U dankie vir alles wat hy vir hierdie gemeente ook beteken het en vir die gawes, sy gawes wat hy hier kon aanwend. Ja, ons sê vir U dankie, want ons weet dit is U wat dit in sy lewe moontlik gemaak het. Hemelse Vader, en so wil ons ook elkeen in die gemeente aan U opdra, wat ook onder beproewinge verkeer, wat die storms van die lewe ervaar. Dink in genade aan elkeen van ons, wat daar die beproewing ook al mag wees. Wil U ons daardeur dra? Maak ons geloof sterk, Here, dat ons staande kan bly tot die einde toe, en nooit onder die aanslae van die Satan wil wegkwyn nie. Vader, dankie vir soveel goedheid wat ons ook uit die Vaderhand beleef. As ons net dink aan die reën wat daar buite val, dat U ook op so 'n wyse na ons omsien en vir ons sorg. Dankie, Here, ons erken die goeie gawes wat uit U hand uitkom. En as ons nou vanoggend U woord oopmaak, dan wil ons vra, Here, wil U ons troos deur hierdie woord? Wil U gee dat ons in alles op U volkome sal bly vertrou en U hand ook in alles sal raak sien?
Vader, ons bid vir ons land en sy mense, en ons bid ook vir 'n wêreld wat U nie ken nie, 'n wêreld, ja, Here, waar elkeen ook maar net na eie goeddinke handel. Gee dat ons almal sal besef dat U in beheer van U skepping is, en dat ons daarom niks het om te vrees nie. Vader, dankie dat ons nou na die prediking van U woord ook kan luister, en seën ook die prediker wat die woord bring. U weet van die baie sondes in ons lewe, en ons kan maar net by U om vergifnis pleit. En dit doen ons in Jesus se naam. Amen. Nou broers en susters, kom ons sing nou weer vervolgens van lied 509. Ons sing daar verse 1 en 4. Op berge en in dale en oral is my God. Uit die Here se woord gaan ons vanoggend 2 gedeeltes lees uit die evangelie volgens Matteus. Nou ons gaan begin by Matteus 24, daarvan af vers 3, en dan lees ons ook 'n gedeelte uit Matteus 8 vanaf vers 18. Maar ons begin hier by Matteus 24, daar vers 3. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê: Ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer en van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word
omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. En dan lees ons uit Matteus 8, ons lees daar vanaf vers 18. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom: "Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan." Jesus sê vir hom: "Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie." Iemand anders, een van sy disippels, sê vir hom: "Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe." Maar Jesus antwoord hom: "Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skuit geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê: "Here, red ons vergaan." Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: "Watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Tot sover. Nou, ons teksverse kom ook hier uit Matteus 8, en dit is verse 25 en 26. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê: "Here, red ons vergaan." Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Nou broers en susters, jy weet, wanneer ons Matteus 24 so lees, dan besef 'n mens dat dinge vir die kerk van Christus, vir ons as gelowiges, net moeiliker gaan word na mate hierdie skepping na sy einde toesnel. Soos wat die wederkoms van ons Here Jesus Christus al hoe nader kom, sal die Satan sy aanslag teen die gelowiges, die kerk van Jesus Christus, al hoe feller word. Jesus sê, dit moet gebeur. Dit sal vir ons die tekens wees dat die wederkoms naby is. Nou, die hoofrede waarom dit vir Christene al hoe moeiliker word na die eindtyd toe, is juis omdat Jesus Christus die Satan daar aan die kruis verslaan het. Satan weet sy uiteinde is die ewige verderf, en daarom loop hy nou rond soos 'n brullende leeu om die gelowiges van God af weg te rokkel en te vernietig.
Nou, broers en susters, ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus Christus, spring egter nie die tekens van die eindtyd vry nie. Nee, ons word juis die teken daarvan. Ag, dink maar net, as daar oorloë kom, staan ons ook midde in die oorlog en ons beleef die pyn en die verwoesting daarvan. Dink nou maar net aan die oorlog daar in Iran en die gevolge wat dit ook vir ons land begin inhou met duurder petrol en dieselpryse en ander prysstygings wat hulle verwag. Weet, as daar hongersnood is, ly ons as Christene ook as gevolg van hongersnood en aardbewings. Ons word ook die prooi van mense se haat. Ja, ons kan ook mishandel word en selfs doodgemaak word ter wille van ons geloof. Al hierdie storms, kan ons sê, van die eindtyd, beleef ons en sal ons ook nog verder beleef tot met die wederkoms van Christus. Benewens hierdie storms wat daagliks hier om ons woed, broeder en suster, is daar nog ook die storms wat elkeen van ons persoonlik beleef, soos siekte wat op ons pad kom, dood van 'n geliefde, die ellende wat ons beleef as gevolg van die sonde in hierdie wêreld. Jy weet, die misdaad wat ons in ons land beleef, is ook so 'n storm. Die ekonomie wat agteruit gaan, so kan ons maar opnoem. Weet jy, wanneer 'n mens oor al hierdie dinge nadink, dan voel dit baie keer vir jou asof jy so beklemming hier in jou gemoed kry. Ons weet nie wat nog alles vir ons, selfs net in hierdie jaar voorlê. Watter storms gaan daar nog op ons pad kom? Hoe gaan die politiek in ons land uitspeel? Die grondonteiening sonder vergoeding kan ons land so groot skade doen. Die misdaad wat net al hoe erger word. Ja, werkloosheid. Broer en suster, selfs hierdie back and close wat vir die boere soveel skade bring. Alle storms wat ons beleef. Kan ons werklik hierdie dinge deurstaan? Partykeer voel dit vir 'n mens asof alles net te veel word. Wil ons ook soos die disippels daar op die skytjie in die see uitroep, Here, red ons vergaan. Sal ons as gelowig is ook die storms van die eindtyd en in ons daaglikse lewe kan oorleef? Wat maak dat ons as gelowiges tot die einde toe staande sal kan bly? Nou, om 'n antwoord hierop te kry, wil ons vanoggend in die prediking 3 vrae gaan vra. Die eerste vraag: wat beteken dit om 'n navolger van Christus te wees? Dit wil sê, wat is die eise wat ons Christendom aan ons stel? En in die tweede plek wil ons die vraag vra, maar hoe kan ons tot die einde toe staande bly? En dan 'n derde vraag wat ons wil vra is, waarom lyk dit baie keer asof die Here ons nie help nie? So, die eerste gedagte dan, wat beteken dit om 'n navolger van Christus te wees? Nou, hierdie gedeelte waar beskryf word hoe Jesus 'n grootse wonder doen deur die storm daar op die see stil te maak, word ook deur Markus en Lukas in hulle evangelies aan ons beskryf. Nou, elke evangelieskrywer beklemtoon egter 'n bepaalde aspek van hierdie gebeurtenis en die betekenis daarvan. So byvoorbeeld beklemtoon Markus en Lukas meer die almag
van ons Here Jesus Christus, dat hy ook magtig is om daardie storm op die see stil te maak. Die almag van ons Here Jesus Christus, dat hy werklik die Seun van God is. Nou as dit kom by Matteus, dan moet ons bietjie mooi gaan kyk na die konteks waar binne Matteus hierdie verhaal plaas. Daar by hoofstuk 8 vers 18 tot 22 het dit gehandel oor hoe Jesus nagevolg moet word. En direk daarna vertel Matteus dan van hierdie wonder waar Jesus die storm op die see stil maak. So Matteus wil dus daardeur vir ons wys op die hoë eise van disippelskap. Wat dit vir ons beteken om 'n Christen te wees. En ook hoe dit moontlik is om Jesus uit te kan volg, te midde van die storms van die lewe wat op ons pad kom en ons wil vernietig. Matteus stel dit vir ons baie duidelik dat om 'n Christen te wees of 'n navolger van Christus is nie maklik nie. Wanneer 'n skrifgeleerde vir Jesus sê, meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan, dan sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Nou daardeur sê Jesus self dat om 'n gelowige te wees beteken ook eintlik om maar haweloos deur hierdie lewe te gaan. As Jesus self nie eens 'n rusplek vir sy kop gehad het nie, dan kan sy kerk dit ook nie verwag nie. Om Jesus te volg beteken ook om sekere aardse bindinge en verpligtinge te moet neerlê. Ons sien dit as Jesus vir 'n ander disipel sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar kom jy en volg my. Nou broers en susters, jy weet, dit is een ding waaroor ons as gelowiges vanoggend ook kan getuig. Dis werklik nie maklik om 'n gelowige te wees nie. Op die oog af is daar nie werklik vir jou 'n voordeel om 'n gelowige te wees nie. Nee, dit wil eintlik lyk 'n waagstuk te wees om 'n gelowige te wees in vandag se lewe. Want 'n Christen staan midde in die stryd tussen Jesus Christus en die Satan en sy bose magte. Daar vers 23 en 24 vertel Matteus, toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg, en skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Ja, die disippels wat besluit het om vir Jesus te volg, kon in die teenwoordigheid van Jesus verwag het om veilig en rustig te kan wees. Maar nou sien ons hulle beleef die teendeel. Die geweldige angs van hierdie storm op die see. So erg dat dit vir hulle gelyk het asof hulle lewe daar gaan eindig. Daarom maak hulle Jesus wakker met hierdie noodkreet: Here, red ons vergaan. Nou broers en susters, Jesus wou juis met hierdie gebeurtenis vir sy disippels aantoon wat dit werklik beteken om hom te kan volg. As jy hom volg, is jy nie gevrywaar van die storms van hierdie lewe nie. Ek is seker, ons beleef groot storms hier in ons land, met die geweldige misdaad, gewapende roof en motorkapings, moorde veral, die plaasmoorde, ekonomie wat agteruitgaan, politieke onsekerhede wat daar is. Ja, die gevolge wat die oorlog daar in Iran
ook vir ons land inhou. Miskien worstel jy vanoggend ook met die een of ander persoonlike storm. Daar kom jou noodkreet ook na die Here en sê, Here, red my, ek is besig om te vergaan. Hoe gaan ek deur my siekte of my hartseer, wat ook al op my pad gekom het, hoe gaan ek daar deurkom? Nou dit bring ons dan nou by ons tweede hoofgedagte, die vraag, wat maak dat ons tot die einde toe staande kan bly? En wanneer die disippels vir Jesus met hulle noodkreet wakker maak, dan sê hulle Jesus vir hulle, waarom is julle bang, kleingelowiges? Daardeur sê Jesus vir hulle dat al hoe hulle deur daai storm gaan kom, is alleen deur middel van hulle geloof. Waarom het julle dan bang geword? Waarom het julle geloof skielik klein geword? Ek is mos by julle, sê die Here, ek is in die skui. Waarvoor is julle bang? Nou om in Jesus te kan glo, beteken tog dat jy in alles op hom vertrou. Jy glo dat hy by jou is. Jy glo dat hy jou dra deur jou lewe. En dit moes die disippels tog ook geweet het, toe hulle daardie storm op die see beleef het. Maar tog het hulle op daardie stadium bang geword, het hulle geloof klein geword. Jy weet, ek is seker ons kan onsself vanoggend so maklik in die disippels se situasie daar op die skytjie indink. Broeder en suster, hoe sou jy in sulke omstandighede gereageer het? Ek is seker die meeste van ons sou ook maar soos die disippels opgetree het. En ons reageer ook dikwels so as ons deur die storms van die lewe gaan. Ons raak ook baie keer kleingelowig. Ja, God dank net kleingelowig en nie ongelowig nie. En daardeur wil ons sê, maar dit is eintlik maar doodnormaal om in jou geloofslewe ook soms vertwyfeling te beleef, wanhoop te beleef, om ook vrae te hê. Maar dan moet jy juis daarmee na Jesus toe gaan, soos die disippels gedoen het daar op die skei. Toe hulle geloof klein geword het, het hulle juis met daai klein geloof na Jesus toe gegaan en gevra, Here, red ons. Dis alleen Jesus wat ons klein geloof weer groot en sterk kan maak. En hoe doen hy dit, broeder en suster? Hy doen dit deur sy woord en hy doen dit deur die Heilige Gees. Elke keer wat jy die Bybel oopmaak, getuig die woord ook van Jesus se nabyheid in jou lewe. Die Heilige Gees kom en bevestig in jou hart dat Jesus ook by jou is, want hy woon in jou nou. Broeder en suster, vir die kerk van Christus, vir ons as gelowiges, kom hierdie boodskap vanoggend. Moenie in die nabyheid van Jesus Christus twyfel nie. Staan sterk in jou geloof en jy sal op die storms van die lewe kan hanteer en daardeur kom. Selfs al moet jy vandag dalk 'n slagoffer van geweld wees, in Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Niks kan ons nou meer van die liefde van God skei nie, nie eens die dood nie. Maar broeder en suster, waarom is dit dat ons soms kleingelowig word? Dit bring ons nou by ons derde vraag. Waarom lyk dit baie keer asof die Here ons nie help nie?
Die disippels het kleingelowig geword, omdat hulle nie Jesus se nabyheid ervaar het nie. Want ons lees in vers 24, terwyl die storm gewoed het, het Jesus in die skuip gelê en slaap. Markus in sy gedeelte wat hy verhaal, sê terwyl die disippels die chaos daar op die skuip trotseer het, slaap Jesus rustig op 'n kussentjie op die agterbank in die visserskuitjie. Nou heel waarskynlik was Jesus baie moeg, nadat hy die heel dag die mense daar op die oewer toegespreek het. En hy kon ook rustig slaap, omdat hy sy Vader volkome vertrou het. Maar sy disippels beleef dit egter nie so nie. Volgens hulle was Jesus totaal onbetrokke, onbekommerd oor hulle lot. Hy lê in slaap, en so ervaar hulle oënskynlik dat Jesus heeltemal afwesig is in hulle nood. Nou broeder en suster, hier lê gewoonlik die groot probleem. Die oomblik wanneer mense in nood verkeer, wil hulle dadelik daaruit gehelp word. En as God volgens hulle nie dadelik help nie, ja, dan word die bestaan van God betwyfel. Miskien het jy dalk ook al in jou geloofslewe so getwyfel. Mense hoor vandag baie mense vra, maar as God werklik bestaan, as hy in beheer van alles is, ja, waarom laat hy die chaos in die wêreld toe? Waarom laat hy die chaos hier in ons land toe? Waarom laat hy toe dat onskuldige mense vermoor word? Waarom laat hy toe dat ek siek word of dat 'n geliefde van my doodgaan? Waarom moes ek kanker kry, my werk verloor of my geld op belegging verloor sodat my pensioen al hoe minder word? Nou die boodskap wat vanoggend tot ons kom is, al beleef ons dit op die oog af nie so nie. Die Here is daar. Hy is in die skuitjie. Hy is ook magtig om die storms in ons lewe stil te maak. Net soos hy dit eens op 'n tyd daar vir die disippels op die see gedoen het. En broeder en suster, dis die blye evangelie boodskap. Op sy weg na die einde word die kerk nie alleen gelaat nie. Al verkondig die woede van die storms die teendeel. Al word die rumoere en gerugte van oorlog al hoe hewiger. Die Hebreërskrywer sê vir ons in Hebreërs 11 vers 1, om te glo is juis om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ja, broeder en suster, ons weet, dis net ons geloof wat ons deur die storms van die lewe kan dra. Ja, ons glo, die Here sal ons ook deur elke storm dra. Al lyk dit party daar nie vir ons so nie. Christus het nie sy kerk wees agtergelaat nie. Hy het sy Heilige Gees as trooster gestuur om by ons te bly, om ons juis te oortuig van sy nabyheid en sy heerskappy in sy ganse skepping. Ja, al kan ons dit nie sien. Al lyk dit baie keer asof die duiwel regeer. Die duiwel kan maar loop soos 'n brullende leeu. Jesus het hom klaar oorwin. Jesus het ook die mag om die storms in ons lewe stil te maak. Ook die storms van die eindtyd wat ons tuister. En op ons hulp geroep van Here, red ons, sal hy hoor. En sal hy op sy tyd ook vir ons sy kinders die uitkoms gee.
Al wat hy van ons vra is volkome geloofsvertroue. En weet jy broeder en suster, dis juis met hierdie geloofsvertroue dat jy elke nuwe dag in jou lewe tegemoet kan gaan met die wete, watter storm daardie dag ook al op jou pad mag kom. In die geloof sal jy dit kan hanteer, want die Here is by jou. Hy is saam met jou in daardie storm. Amen. Kom ek doen vir ons 'n dankgebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie troostvolle woord wat U vanoggend weer vir ons gee. Dankie Here dat U die geloof in ons harte gewek het. U weet hoe ons baie keer as gevolg van ons eie sonde, ons geloof laat verwaarloos, dit baie keer laat klein word. Wil U ons bystaan, Here? Versterk ons deur die woord en die werking van die Heilige Gees in ons lewe, dat ons klein geloof ook weer groot sal word. Dat ons elke dag sal vasstaan in die geloof en sal weet ons geloof en ons hoop beskaam nie, juis omdat U dit in ons harte gewek het. Hemelse Vader, dankie dat ons ook 'n nuwe dag weer tegemoet kan gaan. Dankie dat ons weet U is altyd daar vir ons, hoe groot die storms van die lewe ook mag wees. En ons sien daarna uit dat die dag van die wederkoms ook spoedig sal wees. Ja, Here, al wat ons kan vra is, kom Here Jesus, kom tog gou. Hoor dan hierdie nietige gebed. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou van lied 519. Ons sing daar verse 1 en 3. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en kom en volgende jaar. Ek sal ook nou vertrouw bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Onder my jou komme en vrees, al vir jou ontvang nou die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.